Goeienaand en welkom by vanaand se Sabbatsluiting. Kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer kan stil raak in die teenwoordigheid en saam om U woord verkeer. Seën elkeen wat hier luister en mag U Gees vir my ook lei om U boodskap oor te dra. Amen. Nou in Romeine 12 vers 2 lees ons: En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou waarin dink jy as jy die woord reis of reisiger hoor? Opwindend, opwinding, iets om na uit te sien, mooi en interessante plekke wat 'n mens kan besoek, vakansie. Nou, 'n reisiger beteken maar iemand wat deur 'n land of 'n streek reis. Iets soos 'n toerist of 'n vakansieganger of selfs 'n ontdekker. Nou, in die geskiedenis en in die verhale lees ons oor reisigers en pelgrims, mense wat soms oor groot afstande reis of beweeg het vir verskeie redes. Het sy vir ontdekkingsreise, nuwe wêrelde te gaan ontdek en te verken, het sy vir geloofsredes, het sy vir plesier, soos vakansie. Ons lees van ontdekkingsreisigers wat nuwe lande ontdek het, soos byvoorbeeld Bartholomeus Dias, Christophorus Columbus, Magellaan, Dr. Livingstone, Marco Polo. Daar's baie voorbeelde hiervan. Mense reis ook na ander lande om nuwe ervarings te beleef en interessante plekke te sien en te besoek. 'n Reisiger is iemand wat net 'n rukkie op een plek bly en dan verder reis. Soms ontmoet hulle goeie vriende, maar moet na 'n rukkie afskeid neem en verder reis of terugkeer huis toe. Wanneer reisigers hulle self vestig op 'n plek, is hulle nie meer reisigers nie. Dan word hulle inwoners van daardie gebied of land. Net soos ons as Christene reisigers deur hierdie wêreld waarin ons leef. Ons toer deur die wêreld en sien baie dinge, party sleg, party goed. God het hierdie wonderlike aarde vir ons geskep om te leef en te vermeerder en op te pas. Ons is hier op die aarde geplaas met 'n doel, om God te dien en lief te hê. Maar toe het Satan alles wat goed en mooi is deurmekaar kom krap en is besig om die mensdom te mislei en te verlei na 'n sondige lewe verwyderd van God. En God het egter 'n verlossingsplan bewerkstellig en sy seun gestuur om vir ons sondes te sterf, sodat die wat dit aanvaar eendag saam met hom in die hemel vir altyd kan leef. Nou sodra ons onsself begin sien as inwoners van die wêreld, dan raak ons geheg aan die wêreldse dinge en vind ons dit moeilik om in God te leef en te fokus op die regte dinge. Ons dwaal af en word verwyder van God. Dan word ons inwoners van hierdie aarde en nie meer reisigers nie. Ons moet besef ons is tydelike inwoners van hierdie aarde, reisigers deur die land, pelgrims, vreemdelinge. Ons moet onsself distansieer van hierdie wêreld en streef na 'n ewige lewe saam met ons Skepper en Saligmaker. Daar is ook 'n bekende aanhaling wat sê die lewe is nie 'n bestemming nie, maar 'n reis. As volgelinge van Christus verstaan ons hierdie waarheid op 'n dieper manier, want ons weet, hierdie wêreld is nie ons permanente tuiste nie. Ons is net reisigers op pad na 'n beter land, 'n hemelse tuiste wat God self vir ons voorberei. In Hebreërs 13 vers 14 sê, lees ons, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Ons lewe is tydelik, en soos reisigers pak ons ook lig. Ons hou nie vas aan dinge van hierdie wêreld asof dit vir ewig gaan hou nie. Geld, besitting, status, dit alles is verganklik. In 1 Petrus 2 vers 11 lees ons, Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge, om julle te onthou van die vleeslike begeertes wat teen die siel stry. Petrus herinner ons dat ons nie tuis hoort hier nie. Ons is bywoners, mense wat deurreis op pad huis toe, pelgrims. Ons ware burgerskap is in die hemel. Ons paspoorte mag dalk sê Suid-Afrikaanse burger, maar ons ware burgerskap is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê,
maar ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag. Wanneer ons hierdie waarheid verstaan, begin ons ook anders leef. Ons leef met hoop, ons leef met 'n doel, ons leef met 'n ewige perspektief. Nou, reisigers leef gefokus op hulle bestemming. As jy op reis is, verloor jy nie jou pad in tydelike afleidings nie. Jy hou jou oog op die bestemming. Jesus het self in Johannes 14 vers 2 en 3 gesê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek te berei, sodat waar ek is, julle ook kan wees. Wat 'n wonderlike belofte. Ons reis het 'n vaste eindpunt, by God, vir altyd. Terwyl ons deur hierdie wêreld trek, moet ons nie net stilweg stap nie. Ons is ligdraers en getuies van die pad na die ewige lewe. Elke vriend, familielid, kollega, kennis, is iemand wat ook die reis meemaak. Dalk sonder rigting. Ons kan hulle wys na Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Laat ons vandag die besluit maak. Is ons reisigers of is ons inwoners van hierdie wêreld? Moenie dat die genietinge van hierdie wêreld u beïnvloed nie en die verkeerde keuses maak nie. Dis alles net tydelik. En dan mis ons die grootste ewigheid en al sy belonings wat ons as nietige mense nie eers kan indink nie. En dit vir tydelike plesier. Ek is vreemd hier. Ek is 'n pelgrim. Kom ons sluit die oë. Baie dankie Here dat ons weer 'n Sabbatdag gegee is. 'n Dag wat ons saam met U en ons medegelowiges te kan spandeer en in U teenwoordigheid kan wees. Baie dankie vir die dienaars wat ook vandag U woord aan ons kon bring. Gaan asseblief nou met ons waar ons 'n nuwe week ingaan, met die wete dat dit nog 'n week nader is aan U wederkoms. Help ons om gereed te wees daarvoor en ons medebroers en susters ook te help om die ewige lewe te kan ingaan. Ons is reisigers op hierdie aarde, pelgrims, met ons oë gefestig op die eindbestemming, 'n ewige lewe saam met die enigste waaragtige lewende God. Help ons om op hierdie pad en dat nie een van ons die pad byster sal raak nie. Amen. Geseënde week vir julle almal.